Ek is Lindel Smit en vandag skop ons af met perspektief op die reg in samewerking met Shapiro en Haasbroek. Erik ter Blanche gee vandag meer perspektief op uitsettings. Ons hoor so dikwels van huiseienaars wat vasgevang raak in moeilike situasies en mense wat sommer net uitgesit word. Maar wat is die regte proses? Wat is jou regte as 'n eienaar? Wat mag jy doen en wat mag jy glad nie doen nie? Voordat jy iemand net uit jou eiendom verwyder, is daar baie belangrike dinge wat jy moet weet. Die wet beskerm beide, die eienaar en die persoon wat in die eiendom woon. En 'n verkeerde stap kan jou duur te staan kom. Erik gaan vandag vir ons verduidelik watter stappe wettig is, watter stappe onwettig is, hoe die proses behoorlik verloop en wat elke eienaar moet weet voordat jy sommer net iemand uitsit. Bly ingeskakel, hierdie is inligting wat elke huiseienaar, verhuurder en selfs huurders behoort te hoor. Welkom by Perspektief op die reg met Erik ter Blanche. Hy duik bietjie dieper in uitsetting wat jy as eienaar moet weet. Goeiemôre luisteraars. Weereens Erik hier van Shapiro en Haasbroek Prokureurs. Dankie dat julle nogmaals inskakel vir 'n sessie saam met my vir Perspektief op die reg. Vandag antwoord ons weer nie 'n vraag nie, maar in plek daarvan het ek dit goed gedink om 'n onderwerp te bespreek wat veral in vandag se tye 'n impak het op 'n klomp mense, en die is uitsettings. Ek aanvaar dat daar 'n redelike nommer van luisteraars is wat of 'n onroerende bate soos 'n huis, woonstel, besigheidsperseel of selfs 'n plaas uitverhuur aan iemand of hier by iemand. Ek gaan wel fokus van die punt van die eienaar vir doeleindes van vandag se gesprek. Dit is ontsettend moeilik vir 'n eienaar om 'n onroerende bate om nie moed te verloor as iemand hulle belegging hier, maar nie daarvoor betaal nie, of dit in enige manier beskadig, want dit kan tog op die ou einde van die dag jou belegging belemmer. Ek moet dit duidelik maak, die eienaar moet nooit die reg in hulle eie hande neem nie. Met dit bedoel ek, die eienaar kan nie die krag afsit of slotte verander of op enige ander manier die huurder uit die perseel uithou, sonder om die nodige regstappe te neem nie. Daar is stappe wat moet gevolg word, en die nagevolge as die eienaar dit nie volg nie, is baie swaar en kan lei tot boetes en allerhande nagevolge wat nie op enigiemand gewens sal word nie. Nou, dit is belangrik dat ons ook 'n onderskeiding skep tussen residensiële en kommersiële huurders, want in kommersiële kontrakte is dit baie makliker om 'n uitsetting te doen, want daarso gaan dit bloot oor die kontrak. In 'n residensiële uitsetting is dit baie moeiliker omrede persoonlike mense het konstitusionele regte wat uiters belangrik is, en dit sluit in 'n persoon se reg tot behuising. Om seker te maak dat al die regte stappe gevolg word, het ons die wet op voorkoming van onwettige uitsettings en onwettige besetting van grond van die jaar 1998. Die wet beskerm die eienaar as ook die inwoner. Dit maak seker dat die proses regverdig gedoen is deur die hof. 'n Eienaar mag onder geen omstandighede 'n huurder uitsit sonder 'n hofbevel nie. En mens kry hierdie hofbevel deur 'n aansoek te loods deur die hof na behoorlike kennis aan die huurder. En hierdie kennis bedoel ek nou, jy skryf 'n brief aan die huurder wat sê dat daar 'n oortreding is van die huurkontrak. Byvoorbeeld, hulle het nie hulle huur betaal nie, of hulle het gesublet wat hulle nie mag doen nie in terme van die kontrak, en dan gee hulle genoeg tyd om daai oortreding reg te stel. Oor die algemeen gee ons vir mense so 20 werksdae om die oortreding reg te stel, so byvoorbeeld om die onwettige mense daarso uit te kry, alternatiefelik hulle huur in te haal. En dan indien nie, dan word die kontrak gekanselleer, en dit word weer eens gedoen deur middel van 'n skrywe aan hulle stuur. Na daai skrywe gestuur is wat amptelik die kontrak kanselleer, is die huurder dan amptelik in onwettige besetting, en die aansoek om uitsetting kan dan geloods word. Soos aangedui, 'n uitsetting is nie altyd so eenvoudig soos dit klink nie, veral vir residensiële uitsettings. Die hof neem baie dinge in ag, soos hoe lank die huurder al daar woon, of daar kinders of ou mense daar woon, en of die huurder alternatiewe behuising het.
Die hof neem al daai feite in ag voor hulle bevel sal gee vir die uitsetting van enige persoon. En vir die redes is dit uiters belangrik om regshulp te kry as jy iemand wil uitsit en veral as jy deur iemand uitgesit word. By Shapiro en Haasbroek doen ons gereeld uitsettings en ons beskerm gereeld mense wat uitgesit word. So, indien julle enigstens in sulke geval is, ek stel voor julle kry dadelik regshulp en as julle enigstens verder wil lees oor hierdie punt, kan julle gerus op ons by Shapiro en Haasbroek se webtuiste gaan kyk. Ons het onlangs artikels daarso geplaas wat dit behoorlik verduidelik. Maar as jy jouself in 'n geval vind waar jy enigiemand wil uitsit of as jy uitgesit word, kontak ons gerus by Shapiro en Haasbroek en ons sal graag help. Ek wil ook net dalk graag hierdie geleentheid gebruik om vir al die luisteraars te sê, ek hoop julle het 'n baie lekker Desember en dat die Kersfeestyd baie lekker sal wees. Hierdie is ons laaste uitsending vir die jaar en ons sal weer in die nuwe jaar terug wees met nog perspektief op die reg. Baie dankie vir almal wat luister vanoggend en lekker vakansie hou.